die hande op ons lê, die oor vergeet van die vriende wat langs ons staan en ons gee die Here prys. Vader, ons aanbid die vanaand. Ons gee die lof, ons gee die eer, ons gee U die aanbidding. Weet jy wat? Baie van God se kinders is bang vir aanbidding. Hulle myn nie om te prys nie. Amen. As dit kom by aanbidding, hulle is bang. Halleluja. Moenie bang wees vir aanbidding nie. Moenie bang wees vir aanbidding nie. Kom aan iemand maak op die mond, ek kan nie nog nie hoor nie. Vader, ons aanbid die vanaand. Ons gee U die eer, ons gee U die lof. En ons swaai dit toe na U toe. Dankie Here, dat U 'n groter God is. Dankie Here, dat U 'n vors is in ons lewens. O, groot en gedig is U leeu en die stam van Juda, wortel en die stam Isai. Ons gee U al die prys, al die aanbidding. Paulus skryf in Hebreërs 12:29. Hy sê die Here, die God wat ons dien, is 'n verterende vuur. Dankie Here dat U vanaand vir ons sal wees 'n verterende vuur. U is 'n verterende vuur. Ons kom aan God die vanaand, ons gee die eer, ons gee die lof, ons gee U aan die aanbidding, want U kom het vanaand toe. We worship You, we give You praise, we give You glory, we give You honor, and we give You all the praise. Father, thank You for Your loving kindness, thank You for Your tender mercies, thank You that You are good God to us. Thank You, Lord, for supplying us with the abundance of Your grace. For Paul speaks and he says that they that have received the gift of righteousness, the abundance of grace and the gift of righteousness shall reign in life through Jesus Christ. Thank You that You made us kings and priests according to 1 Peter 2 verse 9, that we are a royal priesthood. Dankie Here dat U ons priesters gemaak het. Dankie Here dat U ons konings gemaak het. Kings that will reign and rule in the realm of life. And this evening we give You all the praise and all the glory. Thank You that You bequeathed us with all of Your blessings. Thank You that You've endowed us with special giftings and anointings to be a blessing to one another. En vanaand kom gee ons U alle eer en alle aanbidding. Dankie vir elke broer en elke suster wat U vanaand uitgestuur het, Here, om 'n groot seën vir ons te kom wees. En dankie dat ons almal by mekaar gekom het as kinders van die Here, om onder die geklank van U woord te sit. Dis die woord wat rotse verpletter. Dit is die woord wat Petrus sê, Here, op U woord sal ek die nette ingooi. Ons gee alle prys en aanbidding. Dankie Here Jesus naam. U mag gee die Here lieflike prys. Halleluja. Halleluja. You may be seated in the presence of God. Amen. Dat is mooi, 8 uur, 4 minutes pas 1. Ons gaan nie lang wees hier. Amen. Groet in Jesus naam aan die vader en moeder van Pires Ministries. Halleluja. Die man van die Here beteken so baie vir my. Luister, die man van die Here van kleins af. Amen, die baris. Toe ek laas was, toe mense en ek toe sê, elke man van die Here is 'n skool in God se gees. As die Here U wil iets teach, of as die Here U wil iets leer, hy stuur U na 'n man of 'n vrou van die Here toe, om U verder te vat. Halleluja. So my hande en U hande van die vader van hierdie kerk en 'n stadsvader in Grootstad, ons geëerde apostel, James Giebers, en die gedoen. Halleluja. Die Here seën u. Samen met die wonderlijke raad van hierdie lieflike bediening, my eie grootboete, Boete Honne, dankie man van die Here, amen, Boetiker, daar achter die manne van die Here, dryf die sak lekker, die worship team, die Here seën julle, amen. En besonder wil ek ook groet ons geëerde profet en die eggenoot, die Here seën die man van die Here, al die ander manne van die Here en vrouwe van die Here wat ek nie by naam ken nie. Hy moet toch nie sleg voel, die is nog 'n groot oor. Halleluja. Ek ken nou nie almal hier so nie, maar hy's 'n paar bekende gesiggies wat ek hier sien. Amen. Ek groet ook vanaand terselfdertyd al my broers, Boetie Wallies, Boetie Stella, die manne die wat ons van kleins af mee bid. Amen. Gaan sommer veld toe, gaan net op 'n vasting, 'n vas en gebed en bid daar in die veld. Ek dink ons laaste gebed wat ons saam gedoen het, ek en Boetie Wallies, hulle was en Richie nou was by 'n tent gewees in ons, toe ons nog hier 'n gebou, die bid ons aan die tent. Halleluja. So ons kom maar so aan, en toe die manne van die Here nou uitgeskuif, toe gaan hulle Postmansburg toe, amen. En so die Here ook vir my maar later gepost daar, en ek was ook nou in Postmansburg.
En ons werk allemaal daar, halleluja. Mag die Here ene seën my broers. En groet ook die groot Mr. H. Amen. En die mense van die kamp kan my so laat lag. Hulle kan mos nie sê H. Amen. As hulle hom groet sê, dankie Mr. H. Halleluja. So ek moet toch ook vanavond net vir Mr. H. Wil ek ook groet. Prys die naam van die Here. Boetie Johnny, dankie my broer. Die Here seën julle ryklik en lieflik. Halleluja. Dan wil ek ook groet 'n divine connection wat die Here my gegee het, ewen deur die man van die Here, my eie broer Boetie Josh Gewers. Ons gee die man van die Here 'n hande prys. Amen. Halleluja. Dankie dat die Here die man van die Here gebruik het as 'n instrument om ons almal bymekaar te bring, sodat ons die woord van die Here kan uitkry uit die harte van God se kinders. Amen. Dan wil ek ook groet my susters. As ek ander griep was stad toe kom as ek haar by hulle. Amen. By Sister Dolly, nou Sister Chantel, hulle is hier, en die juffrou is ook hier, juffrou Waterboer, julle is allemaal lieflik en groet, halleluja. Dan wil ek ook spesiaal groet vanavond, vir Auntie Rosa, as hy verjaar, hoor, en sê sy so my, ja, kom ons geef, Sister Rosa, as hier een aandacht, die vrou van die Here vandag verjaar, en in stede daarvan, dat sy nie echt nog bietjie uitgaan en wat, het sy gewerk nog in die koninkryk van die Here. Sy nog hy het vir ons die openlig gehou, daar so'n rainbow, prys die naam van die Here. Hy toch, 'n regte servant, amen, mag die Here seën. Hier is paar van my kindertjies ook, hier so graad 8 kindertjies en 9 kindertjies, die Here sê, hulle nog al gesê, hulle sal kom, amen. Kom ons gee vir hulle ook so lieflik aan, amen. En last but not least, gee jyself een hande klap nummer 1, omdat die mooi is. Ja, ja. En nummer 2, omdat u op je rechte plek, op je rechte plek is. Halleluja. Praise God. U kon nou daar by die klap gewees, en daar by die skou, maar u is vanavond in die huis van die Here. Ek en die Here, as praat op elke jong mens, wat vanavond in die teenwoordigheid van die Here is. Halleluja. Halleluja. Praise God. Ons gaan vandag aan die woord van die Here dan maak ons hier lang ding is die Bybel saamgebring het. 1 Korintiërs 1 vanaf vers 26. Amen. My pa noem het altyd sê as jou foon nie 'n Bybel om het nie, is 'n useless phone. Dan iemand langs en sê, "Ai, wat maak jy tog maar 'n useless ding?" Halleluja. My ouma wat nog nie so lekker kan praat en so lekker diep kan klink en praat nie, van die sak verder. Sy sê, pastoor het gesê, jou foon nie, Bybel op het nie. As 'n useless foon, prys die naam van die Here. Sê vir my langs, hey, jou useless foon. Halleluja. Amen. En ook wat laatste probleme mee gehad, omdat ek die woord van die Here van die foon af lees. En sê die Israëlige antichrist ding die wat julle hiermee besig is. Amen. Ek voel nou so sleg en ek gaan huis toe en gaan bid en ek vra die Here uit deur. Ek voel man so lekker met hom. En die Here sê vir my, ag, moenie worry nie. Amen. Dieselfde woord was eens maar op klippe geskryf. Amen. As jy gaan lees Genesis, Exodus, in fact Exodus, toe die volk uit Egypte trek, toe hulle in die woestyn kom, die Bybel sê, toe sê die Here van Moses, gaan twee rotse uit, twee tablette uit die rots uit, en skryf die 10 gebooie daarop. So dieselfde woord, wat vandag aan die papiere geskryf word, was eers wel aan die klippe geskryf. Halleluja. By God maak die nie sakkie, by God maak sy woord sak. Halleluja. Praise the name of Jesus. So as jy die Bybel saamgebring het, ek gaan so met die Engels lees, ek vloe lekker met die Engels, ek is baie swak in Afrikaans, amen. 1 Corinthians 1:26, hy sê, for you see your calling, jy sien die roeping, let op jou roeping, sê Paulus, you see your calling, brethren, how that not many wise men after the flesh. Juster, your iPhone 13 that you brought with your own money is charging. Mense wat wys is in die vlees nie, dis wat die Bybel sê. Die mense wat die evangelie vir ons gebring het, daai jare as jy gaan sit, ek hou baie van die geskiedenis. Ek het eendag nog gaan na die staatsvader toe gaan vra, van waar af kom die evangelie wat in Richie is? En die ou man vat my terug van die 1970s af. Toe Papa Lama sê die in Richie aankom en die evangelie gaan versprei. Amen.
En toe kom papa Mafanta, toe kom papa Olifant hulle versprei. Amen. So die woord van die Here sê, not many wise after the flesh. Die manne van die Here wat vir ons hierdie evangelie gebring het, was nie geletterde manne nie. Prys die naam van die Here. Was nie noodwendig ouens met doktorsgrade of meestersgrade nie. Die Bybel sê, there were not many wise men. Dan gaan hy verder sê, not many mighty men. Sommige mense wat die Here gawes gegee het voor, is mense wat maar swak is. Hulle is nie so sterkie. Amen. Not many noble. Wat beteken noble? Noble beteken edel. Wat is edel? Edel beteken jou papa as bijvoorbeeld een koning, of jou mama as bijvoorbeeld een advocaat of een magistraat. Amen. Dat is wat die woord van die Here sê. Wie is een papa wat die sit vandaan? As nummer 1 een miljonair, of nummer 1 is een koning. Kom ek goed die hande. Dankie, dit confirm het, halleluja. As een godsvrou, praise God, maar is een exception, amen. Sê jy daar, sê, is net een man wat sy papa koning is, die rest van ons, shame toch, halleluja. Nou sê die woord van die Here, not many noble are called. Maar hoor, wie goed het die Here geroep 27? Hy sê, but God had chosen the foolish things of the world to confound the wise. Halleluja. Nou en dan roep die mense dit wat foolish lyk in die oë van die mens, sê die woord van die Here, sodat dies wat wys is, beskam moet staan. Hy gaan verder en hy sê, and God had chosen the weak things of the world to confound the things which are mighty. So nou en dan roep die Here die swakkelinge. Amen. 26 sê, and the base things of the world, and things which are despised, and God chosen, yea, and things which are not, to bring to naught the things that are. 29, die rede kom die Here nou en dan swakkelinge roep. En die rede kom die Here nou en dan al die kategorie van mense roep, is vir die een rede. Hy sê, 29, so that no flesh should glory in his presence. So dat jy nie die eer moet vat nie. So dat die dag van die Here deur jou flow, jy gaan weet, jy sal weet, dat daar is 'n manier hoe ek die ding kon doen, deur my education wat ek het. Daar is 'n manier hoe ek die ding kon doen, omdat ek so mooi of so handsome was. Daar is 'n manier hoe ek die ding kon doen, omdat ek so sterk was. Want ek is nie sterkie. Ek is nie educated nie. In fact, ek is niks, ek het niks. En die Here vloei deur my. Halleluja. Dan gaan ons verder, Hebrews 12 and verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame. Can iemand say despising the shame? And he sat down at the right hand of the throne of God. En dan my laaste tekst, Judges 6, Richter 6, vanaf vers 12. Die Bijbel sê, the angel of the Lord appeared unto Gideon, and he said unto him, the Lord is with thee, thou mighty man of valor. Kijk, iemand langs en hy sê, you are a mighty man of valor. Sê, hy is een dapper man, hy is een dapper vrou. Halleluja. 13 kom Gideon op met klomp verskonings. Ja, maar sê ek 'n dapper man is. Waar is die miracles wat gebeur in daai jare van my pa se tye? Ek is aan die swakste in my pa se huis. My familie is die armste in Manasseh. En vers 14 sê die engel van die Here antwoord hom. Hy sê, and the Lord looked upon him and said, go in this thy might. Dit iemand langs en hy sê, go in this thy might. Sê, gaan in jou eie krag. And thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have not I sent thee. Hy maak weer 'n tweede verskoning. Hy praat, hy sê, my familie is so arm in Manasseh. En ek is die vernaamste in my papa se huis, die kleinste in my papa se huis. En vers 16 praat die Here met hom. Die Here sê, and the Lord said unto him, surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianites as one man. Hallelujah. Ek gaan nog aan my laaste vers. Dis die laaste een nou. Matthew 15 verse 24. But he said unto him, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. Dink jy maar as jy sê, ek is nie oral na toe gestuur nie. Ek het my mense. Halleluja. Nou gaan ons in die woord van die Here baie kortliks. Amen. Vanaand is 'n jeugaand. Net 'n klomp jong mense wat ons hier het. Amen. Met die exception van al ons so groot en wyses wat in die teenwoordigheid van die Here is. I want to preach to you for about 30 minutes on the subject, met God kan jy oor begin. Subtitle, the birth pangs of the gifted. Die geboortepyne van
die geroeptes. Halleluja. Dink iemand langs aan die, so die geboortepyne van die geroeptes. Die geboortepyne van die geroeptes. Ek voel die krag van die Here in die plek, amen. Die geboortepyne wat elke vrou ervaar, as 'n teken dat die baba wat sy mee swanger is op pad. Halleluja. Halleluja. Sodra die vrou 'n pyn kry, sodra die moeder 'n pyn kry op haar baar, dan is dit 'n teken dat die baba, dit wat sy mee swanger is, die verwagting wat sy mee gesit het vir 9 maande, is besig om na vore te kom. It's about to be realized. Dat iemand langs en die sê, the birth pains of the gifted. Sê die geboortepyne van die geroeptes. Ek voel die ding, ek voel die ding. Halleluja. Ek wil so vra, al die voorbinders, al die intercessors, kan julle net bid, amen, kan julle net bid vir hierdie boodskap, want die Here, ek sens, die Here wil geboorte gee aan destinies vanaf. I sense it in my spirit that God wants to give birth to gifted people. God wants to give, Here help me vanaf. Somebody's about to discover their purpose tonight. Halleluja. So ek vra van die voorbinders om voor te bid. Hier begin ons nou, Mattheus 2, word Jesus gebore. En toe Jesus nou gebore word in Mattheus 1, Mattheus 2, die woord van die Here sê, en daar komt ook 3 wyses. In die Engels noem dit die King James sê, and 3 Magi's from the east. Die woord Magi's is konings. 3 konings kom van die ooste af om huldeblyk te kom doen aan Jesus. Hulle kom met geskenke. The Bible says they brought gifts of gold, frankincense and myrrh. Halleluja. Toe bring hulle die geskenke na die Here toe. En die Bybel sê, toe hulle by Herodes kom, en die woord van die Here sê, toe hulle nou vir Herodes vra, hoorie, waar word hierdie koningkie gebore, want ons het sy ster het ons gesien opgaan. Halleluja, ons het sy ster het ons sien opgaan. En ons het gekom om huldeblyke te kom gee aan hierdie kind, amen. Boeta, dankie, amen, dankie dat u hier is, dankie mami dat u hier is. Dis die volk van die opening, kom ons geef hulle so lief met hande terug. Spesiaal, dankie, dankie, halleluja. Amen, amen. En so die woord van die Here sê, toe Jesus bore, toe gaan sy ster op, en toe sien die Bybel sê, as Magi's from the east. Ander translations sê, as stargazers, they were astrologers, mense wat die sterre dophou, was nie mense wat die Here gedien het, die was mense van die kingdom of darkness. Eendag sit ek by die huis en ek luister toe 'n getuienis van die meisiekind. Haar naam was nou toe Zanelle, haar naam was Zanelle. Die kindjie van kleinse was in die koninkryk van die duisternis. Een vriend het haar eendag gesê, hoorie, soek die powers om dit en die en die te gaan doen. En so die vriend van in die goede gebring in graad 4. Toe gaan hulle, sy sê toe hulle aankom met die rivier, toe maak die kind dat hulle in 'n slang inklim. Binne in die slang lyk dit soos 'n trein, toe gaan hulle af in die water en sy sluit 'n akkoord aan met die duiwel. En sy dien die duiwel in die koninkryk van die duisternis. En hoe sy haar redding gekry het was, die duiwel het haar gestuur op 'n assignment met sekere klomp demone. En die duiwel het vir haar gesê, gaan maak die bishop dood. Halleluja. Gaan maak die bishop dood. En toe sy by die bishop kom, ek kan die bishop sy naam doen, sy is die Afrikaanse bishop. Ek kan nog nie die naam doen, maar sy bekende bishop. Sy kerk dra so, as het rooi, ek dink is rooi, ja. Nie Musa sonder nie, ek kan nog nie bishop sy naam doen nie. En toe sy kom by die man van die Here, sy sê, toe sien sy 2 engele en 4, 'n tent van 4 om die man van die Here sy huis. En sy besluit, omdat die demone nou terug staan, want hulle is bang om die man van die Here te gaan attack. Toe gaan sy nou, en sy kom tegemoet met 'n magtige engel wat haar slaan. Amen. En die volk gaan nou oggend toe sy wakker. So nou kom die kindjie en sy gee 'n getuienis. En die bishop vra van, wat gebeur met mense wat bore oor die aangebeur? Mense wat gawes het van die Here af, mense wat geseënd is, wat gebeur toch met hulle? En Zanelle doen die volgende, sy sê nee, wanneer 'n Nelson Mandela bore, wanneer T.D. Jakes bore, wanneer 'n Sarah Jakes bore, wanneer 'n geroepte, iemand wat 'n gawe in hom of haar het, wanneer die mens bore, dan gaan die mense ster op in die koning van die duisternis. Kom nou. Amen. En sy sê, as die mense ster opgaan, dan word hulle deur die duiwel gestuur op assignments om te sê, hoorie, doen alles in julle se krag, alles in julle se mag, alles in julle vermoë, om die mense te stop om dit te word, wat die Here die mens voor gestuur het om te word.
Halleluja. Jy dink dis hier per toeval. Ek wil die help vandaan. Prophet Benjamin noem dit, sê, toe hy in die hemel in kom, hy kry 'n vision. Hy sê, en die Here wys hom hoe kom kinders na die aarde toe. Hy sê, hy sien siele wat so voor die troon van die Here is. Siele voor die, hy sê, waarvan kom die troon? Hy sê, waarvan kom die siele? Hy sê, die siele kom uit God die Vader uit. En hy sê, as die Here 'n gawe op die aarde nodig het, 'n president, 'n prediker, 'n evangelis, dan asem die Here in en dan blaas die Here. En dan word hy siel in die baarmoedertjie van die moeder geplaas. En so kom boere na die tempel. Jy dink dis hier per toeval. Jy weet nie dat die kom uit die binneste van die hemelse Vader uit die halleluja. Maar my Bybel praat, hy sê toe die Here klaar die klei gevat het en die body gemaak het, die Bybel sê, and God breathed into his nostrils the breath of life. And Adam became a living soul. Hallelujah. Dink nie maar ek sê, jy sê hier per toeval nie. Jy sê hier vir nitie. You were called for a purpose. You were called for an assignment. Esther, miskien het die Here jou geroep na hierdie koninkryk toe vir 'n tyd soos die. Hallelujah. Dink nie maar ek sê, you are not here by accident. Ons gaan nou preek, amen. As dit nie dieselfde ding wat gebeur het met die geboorte van Jesus. Die Bybel sê, toe staan die hele owerste op, saam met Herodes en hulle hou 'n meeting. Die meeting gaan oor hoe om vir Jesus dood te maak. Hy gaan oor die meeting gaan. En die Bybel sê, toe hulle nie vir Jesus kon kry nie. Kom ek sê jy gou. Die Bybel noem vir Satan, hy sê Satan is an anointed cherub. Nee? Engele is nie omniscient. Omniscience beteken jy ken alles, alomwetend. Engele is nie omnipresent. Beteken jy soos die Here is in my, die Here is in die broer, die Here is in prof, die Here is in apostel, die Here is in die manne van die Here. Soos die Here in Griek was staat, soos hy in Postman, soos hy in Katoe, soos hy in Amerika. Die Here is oral. Nou die duiwel is nie omnipresent nie. En hy ken nie alles nie. As Satan alles geken het, dat hy geweet wie Jesus se ouers was. Maar die Bybel sê, omdat hy nie geken het nie, toe sit hy gedagte in die koning om al die kinders onder 2 jaar dood te maak. Halleluja. En die koning word gebeweeg en hy maak al die kindertjies dood onder 2 jaar. Dink jy maar langs die sê the perfect of the gifted. Ek voel die woord in my gees. Die geboortepyne van die geroeptes. Nommer 1. Die eerste geboortepyn van 'n geroepte is the spirit of a low self-esteem. Is 'n teken. Nou geboortepyn is 'n teken dat die babatjie is op pad. So ek praat nou van tekens, sodat jy moet weet, jy is geroep hier. Wat is die tekens om te weet die Here het my geroep? Amen. Nommer 1, low self-esteem. Kan iemand sê low self-esteem? Kan iemand sê low self-esteem? You will battle with the spirit of inadequacy and the spirit of a low self-esteem. En die inadequacy is, hy gee so net dat jy altyd minder voel as jy tussen ander mense kom. Daar's niks fout met jou nie. Maar my broer, my arme suster, as jy tussen die ander mense kom, jy bekyk jou, jy ryk jou sommer, want jy is onseker oor jouself. Kan iemand sê low self-esteem? It's a sign that God has called you. Amen. Onthou die duiwel kan nie vir jou stop, omdat hy kan nie die gawe van die Bybel sê, the gifts and the callings of God are without repentance. Die Bybel in die Afrikaans sê, die gawes en die roepers van die Here is onherroepelik. As die Here jou geseën het, hy vat nie terug nie. Hy vat nooit terug nie. So die duiwel weet dat jy as 'n geseënde en geroepte se gawe kan nie weggevat word nie. Die Here kan dit nie weg, God vat dit nie weg nie. So wat die duiwel nou wil maak is, van kleins af veg hy jou en hy sit goed in jou pad om jou te stop, sodat jy moet word wat die Here jou voorgeroep het. Verstaan iemand, hoe gaan ek vandaan? Kan iemand sê low self-esteem? Can someone say low self-esteem? 2008 graad 4, toe ek in graad 4, nee, 2008, hoeveel jaar was ek? 9 jaar. En ek sit toe daar skiet pastor Chris in die huis, en die stem van die Here praat met my in Engels. En die Here roep my tot die bediening. Die Here roep my tot die bediening. Amen. Hy was 2008. En ek was in sy tyd, toe die Here my nou kom roep, toe sy aanval op my lewe. En een van die grootste aanvalle, een van die dingetjies wat ek moes weg in my lewe, was 'n laagselfbeeld. Die manne van die Here kan my altyd so die lag. Ek noem het altyd, ek sê, toe dat 14 kere toe sy nou die sondag so van my ouma. Amen. Hoe my ouma kan ons altyd so klaar, maar my ouma gaan haar altyd, as ons sien luister, gaan haar sy 'n foto met
van die geëerde apostel Bitterbos, dan sê sy vir ons, dis die mense wat ek groot gemaak het, so julle moet my luister. Amen. Al die manne van die Here, almal wat uit haar hand uitkom as pastore en bishops en dies meer. En so, wat die ouma gemaakt het, is eendag hier die ouma, elke van ons op 'n psalm, en sy sit met die groen, maar ek gaan dit nooit vergeet, sy sit daar met die groen, wat is die vyeboom lat, sy gaan ons gaan, niemand hardloop uit die maar hy psalm, maar jy gaan sê daar, amen. En jong, ons sal net, al die manne kan hulle se psalms sê, ek kan nie, toe dit my weer is en ek vat die mic, omdat ek 'n laas selfbeeld het, heilig voor die mense, amen. Want ek het sulke klein gevoel gehad in my, altyd klein gevoel, altyd swak, altyd vernederd gevoel. So ek kon nooit voor mense praat. Kan iemand sê low self-esteem? Kan iemand sê low self-esteem? As ek in die skool is met die ander kindertjies, ek voel altyd, ek is altyd die enige wat my uitvoel, amen. Because I had a very great low self-esteem. Kan iemand sê low self-esteem? Kan iemand sê low self-esteem? So miskien is daar 'n broer of 'n suster wat hier sit and you are battling with that spirit, you are battling with a low self-esteem. My broer, my suster, die rede hoekom jy met daai ding deel, as jy omdat jy so gebore was, as die duiwel wat in jou pad kom sit, sodat jy jou moet kan stop op die woord wat die Here jou voor geroep het. Halleluja, want dat iemand anders sê, we are overcoming that spirit. Dat iemand anders sê, I'm going to overcome that spirit. Halleluja, as 'n laas selfbeeld. So eendag terwyl ek nog sit met die ding in my hart van 'n laas selfbeeld, kom die Here na my toe, die Here sê vir my, gaan deur die woord, vind uit wie jy is in die woord, want die woord kan jou confidence gee. En lo and behold, eendag kom ek op 'n skrif af, in Joel 3 vers 10, en hoor Joel praat, hy sê, beat your plowshares into swords, your pruning hooks into spears, and hy sê, let the weak say, I am, and let the poor say, I am. Toe ek die skrif van God se woord sien, toe kyk ek myself in die venster, ek maak die venster, maak die venster, die gordijn maak ek op, ek kyk myself in die spieël, en ek sê dit vir my, totdat ek het voel, sê, I am strong, halleluja, I am strong, halleluja. Hy wil ek is nie so swak so wat hy my uitmaak op te wees nie, let the weak say, I am. Dat iemand laat sê, I am strong, I am strong, I am strong, I am. Een man van die Here wat gesukkel met die ding van die woord van die Here was Gideon. Gideon het 'n laas selfbeeld gehad, omdat hy nie baie gehad het as kindie, nommer 1, en omdat hy die vernaamste was in sy papa se huis. Die man het 'n groot laas selfbeeld gehad. Halleluja. En die woord van die Here sê, die Here kom na Gideon toe, die Here sê vir hom, Gideon, you dapper held. You dapper held. Halleluja. Dink iemand aan sê, ek is 'n dapper held. Sê ek is 'n dapper held. Ek is 'n dapper held. Ek is 'n dapper held. Weet jy wat teach die Here my? Die Here teach my in my woord. Hy teach my in sy woord dat toe Moses na die volk toe gaan, toe hy van die Here vra, wie het my gestuur? Bybel sê, toe sê die Here, sê die mense, ek is, het hulle gestuur. Amen. Okay. Amen. Take your time. En die woord ek is as 'n creative force. Het jy geweet enige ding wat is na ek is gebeur in u lewe? Hoe iemand hoor my nie. So die eerste wat moet die Here kom by Gideon wat soos my 'n laas selfbeeld gehad het, toe moet die Here werk aan Gideon se speech. Dink iemand sê work on your speech. Dankie Heilige Gees. Sê work on your speech. Sommige van julle kan nie rise nie, want die manier hoe jy van jou dink, die goede wat jy oor jou sê, hou jou hier vas. Want die Here my gestuur om jou te kom sê, my broer, my suster, die manier hoe jy oor jouself praat moet verander. Die manier hoe jy jou sien moet verander. Kom uit die ding uit van jy is die armste. Kom uit die ding uit van jy die laas selfbeeld. Nee, Gideon, hy is 'n dapper held. Nee, Gideon, hy is 'n sterk man. Nee, Gideon, hy is 'n vars. Halleluja, dink iemand langs in die, sê ek as 'n dapper held. Halleluja, halleluja. Baie van ons moet leer. Ek hoe sien die Here my sommer met 'n lekker hart. Praise God. Baie van ons moet leer om onsself te poesa. Dat iemand langs sê, poesa yourself, man. Sê, poesa yourself. Weet jy wat, man? Luister nie. Ek leer van die Here af. Ek speel nie. Ek leer van die Here af. Die Bybel sê,
in Genesis, na elke ding wat die Here gemaak het, dan staan die Here terug. Die Bybel sê die Here, this is good. Amen. As die Here klaar iets gemaak het, die Bybel sê, en die Here gesê die Here, dit is goed, it is good. Dit wat hy gemaak het is goed. Amen. Dit het tyd geword dat jy bietjie aan jouself vat, liewe suster. Vat bietjie aan jouself, liewe broer. Sit die make-up aan, sit die brein aan, spier jou lippies. Dan staan jy voor die spier en sê jy, this is good, halleluja. Dink jy maar langs aan nie, sê, this is good. Halleluja. My God. Dink jy maar langs en sê, hey, jy lekker dan, Die broer van jullie vat die man die 2 kinders. Jy krijg nie 'n boyfriend, jy 2 kinders. Halleluja. Ja, vat aan jouself, maar sê jouself, ek is 'n yummy mommy man. Ek is 'n. Halleluja. Ja, dink jy maar as jy sê, cruise aan jouself. My God. So die Here werk aan Gideon se speech. Hou op sê, dis 'n swakkeling. Nie Gideon, dis 'n dappere. Joseph, jy is nie 'n swakkeling, jy is 'n dromer. David, jy is nie 'n swakkeling, jy is 'n koning. Esther, jy is 'n koning. Van God se oor. Dink jy maar langs aan nie. Sê, this is good. Werk aan jou speech, man. Sê my langs aan die werk aan jou speech. Werk aan die manier hoe jy jouself sien. Kom ek sê wat, ek het gewerk daar by ons in Mondrivier, by GWK, nee. Elke dag aan kom ek ons nou, wie is vir jy moet vir jou kleren aantrek, want jy krijg jy overal by die werk en boetse. 3.500 gepiek per maand, amen. En ek gaan so die lewe gebak in school klaar gemaakt, toen ek 17, 18 depressief by die huis, 19, toen krijg nou die werk, sit is op July man. Die was het, die reject my 3 keer, ai toch. En ek het opgegee op my droom om onderwyser te word. Klaar opgegee, niks verlang. Eerder as die briewe kom, reject, amen. Ek waar die toen nou nie eens recht. En een dag kom ek aan by die werk, nou sê daar is 'n auntie wat vir 35 years hier werk, amen. En hulle skryf was stadmaker. Wie die duivel is ons net, hy sê van my, ja, jou stadmaker. Slegte oukie daar, amen. Halleluja. En ek werk nou toe daar werk. Ek sien hoe gaan my lewe af. Ek sien hoe word ek er niks. En die Here kom terug, die Here adresseer my. Die Here sê vir my, sien, wat jy maak is baie verkeerd. Doen dit wat ek jou geteach het in 2014. In 2014 het die Here my dit geteach. As a man think in his heart, so is he. Jy word dit wat jy konstant dink van jouself. Jy word dit wat jy konstant sê van jouself. Jy word nie dit wat mense dink van jou nie. Jy word nie dit wat mense sê van jou nie. Jy word dit wat jy oor jou eie lewe spreek. Dit word jy. En ek onthou in die 14, in 2015 en het ek altyd gaan ek, omdat ek was so gesikker het met praat voor die mense, had ek altyd, as ek in die skool kom, gaan staan ek in die veld op 'n muur so. Hulle het my arms het ek so, uit albei arms. Die wind waai deur my vingers. Dan sê ek vir myself, toen die Here my mos nou die ding leer, dan sê ek vir myself, eendag toe kry ek in die dictionary 'n woord wat sê orator, public speaker, excellent public speaker. Elke dag so kom ek in die skool staan ek op die muur so, dan sê ek, I am a great orator. I am a great orator. Maak my oor toe. Dan sê ek het konstant vir myself, elke dag. En 'n ander dag kom ek, dan staan ek op my selfe muur so, as ek klaar dit gesê het, dan preek ek sommer vir die gras, hier reg rondom my, preek ek sommer vir die gras. Halleluja. Dan preek ek vir die gras. En as hoe ek aanhoudend dit gedoen, totdat die Here my die ding net overkom het, wat nou voor mense nou kon staan, nee? Fast forward, 2018, of was het 2016, nooit die man van die Here ons, Prophet Gersh, 2019, nooit die man van die Here ons, hoe hy werk kry. En hy gaan toe Joburg kom, ons het die man van die Here gaan help met 'n begrafnis van 'n jong oukie wat afgestel word, en ons driekies vliegtig in die Here, en ons gaan doen, ons help die man van die Here, amen. Dus maak toe die week klaar, toe blijf nog van een week, want ek moes maar nog niks op doen nie. Ek, Boetie Blue, Blando, Godwin en Shadrach, Boetie Hassie. En
Ek gaan toe die maandag kom maak jy my wakker. Sê, hey, staan op, jy moet gaan preek vir die mense toe. Nou dink ek nommer 1 is Engels. Amen. Halleluja. En dan nommer 2 is 'n skool. Ek ken mos nie die tipe, maar hoe kan ek by 'n skool? En ek waar toe nou nie, ek gaan nou toe daar. Ek gaan nou toe. Toe ek by die skool kom, nee, onthou die wat as ek reg is aan sê I'm an excellent orator. En toe iewers toe ek lees in die woord oor die Bybel sê gaan die as Griek was dat die wêreld? Nee. En mens gedeelte van die wêreld gaan die wêreld in verkondig evangelie. Toe die skaap ek from an early age dat as ek wil die wêreld ingaan ek moet werk aan my Engels. So van 2014 af luister ek Engelse predikers, lees Engelse boeke. Ek prepare my. Dat iemand sê prepare jou nou vir wat jy voor glo. Das maar van julle wat so treurig is, die wag lang, halleluja. Nee, moet nie lang wag vir hy carry, bou so lang die grudge. Halleluja. Praise God. Die kan so lang die huis, skryf so lang pictures. En hou dat in jou gedagte, hou op na, dat iemand sê, ons die tak die giet maar, nee. Net 'n bietjie met my stem gaan enige toe. Weet jy wat gebeur nie maar is? En so 2019 nou kom ek nou, ek gaan toe dan. Nou sê die profet ook we're going to give over to this young man, he's from Richie. And it's just as a short word to minister to you guys. En die mic wat op my aan. Nou is so gesê ek bewe van die Bybel, bewe is die pen van uit, amen. Ek staan voor die kinders. Greetings in Jesus name. Praise die naam van die Here. En terwyl ek daar staan, hoor ek die span en daar agter kla. No, we can't see. Ai, wat tog nou? Wat kan julle nie sien hier seker? En hulle bring toe vir my 'n stoel en ek gaan staan. Nee, 'n stoel nie. Hier is net goed as dit so bietjie. As mense wat dink ek drink die stoel om my seer te hou. Nee, die was ek dood van my stem. Amen. Ja. But anyway, ek kom toe staan, hulle bring die stoel sê my staan nie op die kinders kan sien ek staan toe op die tafel. Amen. En ek preek toe. En terwyl ek preek, hoor ek die sagte stem van die Heilige Gees wat my sê, seun, kan jy sien wat gebeur hier? Kan jy sien wat gebeur hierso? Ek vra wat gebeur? Die Here sê, that which you have confessed, you are now busy possessing. Dat iemand dan sê, your confession will become your possession. Say you will possess what you confess. Ek stel dat die Here sê vir my sien, niks het verander, die enigste ding wat verander het, as die muurshoop. Hy sê die muurshoop het vandag die tafel geword. Jy het eers wat jy gepreek van die gras, hy sê die gras, het die 3000 kinders geword wat jy voor preek vandag. Weet jy van die, miskien het jy 'n droom in die hart. Hou die droom, hou die visie. Voor jy dit weet, your confession will then become your possession. So dat iemand sê, low self-esteem. Die tweede ding wat die Here maak met Gideon, is, die Here sê van, go in this thy might. Dink iemand sê, go in this thy might. Bishop T.D. Jakes noemde, hy sê, nou Bishop Jones is 'n man wat, hy was altyd so gevloe. And the Bible says, in the beginning was the word. And the word was the last. As Bishop Harper word back. And I say, die ding met Bishop Noel Jones maak is aan so lekker doen. Hy sê prediker, hy maak op nou toe dat hy preek as Bishop. And the Bible says, maak hier hy ding my weg. Hy sê, en toe hy ding maak van Bishop Jones. Hy sê, toe maak hy klaar toe gaan sit, en toe hy daar sit, en net iets gesê, toe voel hy net as waarom die by sy mond, het loop aan by sy kind, toe hard op die badkamer, toe is bloed. Hy sê, toe die om die spreek, toe sê die Here van, okay, voel, now, it's time that you become yourself. Die Here kom by Gideon, die Here sê by Gideon, gaan in jou eie krag, go in this thy might, nie iemand anders hulle nie. Die rede om jy ook 'n laag self-esteem het, as wat jy wil te veel wees soos ander nie. Die Here jou uniquely gesalf. Die Here jou spesifiek gesalf van jou. Jy het jou eie manier van preek. Jy het jou eie manier van sing. Hou op soos 'n ander een wil klim. Hou op soos 'n ander een wil sing. Go in this thy might. Dink iemand langs aan die, sê gaan in jou eie krag. Jy moet agterveel die wat jy het. Jy moet die bietjie wat jy het. Halleluja. Dink iemand sê, moet nie maar ag wat jy het nie.
Jy kan nou wel nie so kwaai preek nie, maar moet nie managgie, jy het iets, halleluja. Jy kan nie so kwaai sing soos die ander sisters nie, maar jy het iets, halleluja. Jy's gesalf, jy's geroep, jy's uitverkore deur die Here. Jy hoef nie te dink aan ander mense se manier van sing en preek nie. Gaan in jou eie krag. Dink nie maar langs aan die, sê, go in this my mind. Gaan in jou eie krag. Sê, gaan in jou eie krag. Gaan in jou eie krag. Another big pain. Nog 'n geboortepyn om te weet die Here het u geroep. Die ander ding wat u ook mee gaan sukkel is rejection. Can someone say rejection? Can someone say rejection? Mense verstoot jou altyd. Jy kan net nooit iewers inpas nie. Jy word altyd geverstoot. Halleluja. As rejection. Praise the name of Jesus. Een man in God se woord wat gesukkel het met die ding was David. David was rejected by his father. Can someone say rejection? Kan iemand sê rejection? David was so gereject deur sy pa dat hy 'n psalm skryf aan sy vrou en sy groot ouderdom. Hy sê, as my moeder en my vader my reject, verlaat, dan noem hy sê, die Here sal my aanneem. Halleluja. Kan iemand sê rejection? Kan iemand sê rejection? David was so gereject deur sy pa of deur sy hele broers. En die broer, want hy was nou die kind van 'n ander vrou, hy was so gereject, dat die woord van die Here sê, die papa niks geworry oor David. Kom ek hier wys, hoekom sê ek so? Nommer 1, as jy gelees 1 Samuel 17, nee, die Bybel sê, David het 8 broers gehad. Nee, hy het 7 broers gehad, hulle was 8. Dat was hy en sy 7 ander broers. En die Bybel sê, sy papa kom hier en sy papa sê, vat hier eens kies van die brood, van die wyn, vat het na jou broers op die slagveld. Amen? Nou as die tekst is, die Bybel sê nommer 1, David was in die veld. Die papa stuur iemand om hom in die veld te gaan en gesê, gaan haal vir David daarso. En die Bybel sê, toe David loop van die skape af, toe los hy die ander 7 wat saam met hom was, by die skape, en die papa bring vir hom in. My vraag is, hoekom het Jesse nie die 7 gestuur? Hoekom het die Testament vir David stuur? Dit is nommer 1. Nommer 2, hoekom stuur jy 'n 16-jarige kind na 'n oorlogsveld toe? Worry jy nie oor sy veiligheid nie? Worry jy nie dat die arme kind kan seer kry nie? Kan iemand sê rejection? Kan iemand sê rejection? Nommer 3, David het 4 ander broers gehad wat by die huis was. Die ander 3 het geveg by Saul, hulle was by die army. Dis die manne wat hy voor kos gevat het. Die ander 4 was by die huis. Hoekom het hy nie een van hulle gestuur nie? Hoekom vir David? Kan iemand sê rejection? Kan iemand sê rejection? David was al die jare was hy die vloer van sy pa, die vloer van sy broers. Hy was nog al ewig wat hy nog net gestuur deur die papa. Doen jy dit, maak jy dit, vee af daar agter jou broers. Doen die, hy was nog net die 7, halleluja. Maar Jesse het nie geweet dat sy vernedering het die dag geword van sy appointment. Die Bybel sê, toe stuur die papa, toe hy by die slagveld kom, toe gebeur daar 'n ander ding. Die Bybel sê, toe gaan hy en hy veg en hy verslaan vir Goliat. So dat die Bybel sê, toe vat Saul hom en hy word die vriend van Jonathan. Kan iemand sê rejection? Kan iemand sê rejection? So iemand kom om te kom praat met die arme broer, die arme sister. As asof jou ouers nie oor jou worry nie. As die ander sisters 'n probleem het, dit word gou gehol en hulle se goed word gou uitgesort. As jy 'n probleem het, jy moet maar op jou eie tempo. Moenie worry nie, se teken dat die Here jou geroep het. Ek sê se teken dat die Here jou geroep het. Dan iemand dan sê die Here het my geroep. Sê die Here het my geroep. Ek maak klaar. Die derde, die laaste ene wat ek oor wil praat. Ek het gesê 30 minutes, is alweer 40 minutes. Hoor ons sê die man van die Here my. Praise God. Die ander ding wat ek ook wil van praat, is die laaste ene, jealousy. Can someone say jealousy? Another sign that God has called you, jealousy. Jealousy. Nommer 1. Joseph sê die Bybel, sy papa was hom so lief. Nee, hy het niks gemaak, die onskuldige kind. Toe maak die papa vir hom 'n coat of many colors. Weet jy wat hy coat of many colors? As favor. Kan iemand sê favor? Kan iemand sê guns? Kan iemand sê guns? Wat is guns? Guns is die krag van God wat maak dat ander mense jou like.
Dat iemand sê, somebody likes me. Sê iemand like my. Mense hou van my. Toe maak die papa van 'n coat of many colors, 'n mantel vol kleure, en die papa sit dit bo oor hom. En die woord van die Here sê, sy broers word jaloers op hom van die coat wat hy op hom het. Halleluja. Hy het nie gevra die papa moet hom die coat gee nie. Hy het dit net oor hom gehad. Halleluja. Die papa het vir hom gemaak. Die tweede ding wat gemaak het dat hulle jaloers was op Joseph, is van die feit dat hy drome gehad het. Die Bijbel sê, when Joseph shared his dreams with his brothers, they hated him yet the more. Dat iemand langs sy drome bietjie. Sy drome bietjie. So sy broers was jaloers van die guns van God wat op sy lewe was. Sy broers was jaloers van die drome wat in hom in was. Jy het nie gesê die mense van Griekse stad moet klein dinkie, maar omdat jy nou groot dink is dit 'n hele probleem dat die mense is jaloers. Jy het nie gesê hulle moet klein dink, jy al wat jy maak is, jy fokus op jou drome. Jy praat jou drome en die mense haat jou. Halleluja. Die ding het nog eens gebeur, is nog net 'n droom, is nog net 'n begeerte vir jou om eindelijk te word, maar die mense haat jou reeds al. Halleluja. Dat iemand langs en die sê, I am gifted. Say, I am gifted. It's amazing hoe mense jou kan haat vir dinge wat jy nie self gevra het nie. Jy het nie die Here gevra vir die salwing nie. Jy het nie die Here gevra om mooi te sing nie. Jy het nie die Here gevra om kwaai te preek nie. Toe jy jou oop maak, toe sien jy die Here gebruik jou. Jy het nie gevra die mense moet jou like nie. Toe jy jou oop maak, toe sien jy die guns van die Here is op jou. Halleluja. En toch haat die mense jou. Dat iemand langs aan die sê, I am favored. I am favored. Halleluja. Ek sê die guns van die Here is oor my. Die guns van die Here is oor my. Dat iemand langs aan die sê, I am favored. I am favored. I am favored. I am favored. Ek het nie met wie te gekom om te praat vandag nie. Maar ek het jou gekom om te laat verstaan dat die rede kom die mense jou haat. As jy omdat jy sleg is nie. Die dinge wat in jou lewe gebeur het, as jy omdat jy noodwendig sleg is, of omdat die Here jou nie like nie, die ding wat gebeur nummer 1, want daar is 'n duiwel wat jou haat. Daar is 'n duiwel wat jou wil stop om te word wat die Here jou voorgesit het om te word. Die rede kom die mense jou haat, as jy omdat jy sleg is nie, as omdat die guns van die Here oor jou lewe is. Dat iemand langs en sê, I am favored. Ek maak klaar. Ek like het altyd mense nie. Oral waar ek gaan. Maar dit is so amazing. Alles as ek kom en sê, wie maak van die Here, ek het regtig niks. Ek het regtig niks, maar wie die mense haat my toch so. Amen. Ek het voor die een Here regtig niks, maar die mense haat my toch so. Wie hy aan die ons straat. Hoe wie my brada, sê haat my. Sê haat my en het leef vir my die antie, so nie lekker nie. Dink iemand as jy sê favor. Wat die guns van die Here maak, as die Bijbel sê, Psalms 5:12, the Lord surrounds me with favor like a shield. Wat guns maak is, guns beskerm jou. Guns beskerm jou, amen. He surrounds you like a shield with his favor. Sê die woord van die Here, jy kan iemand sê, I am favored. En die Here gee my die revelation, ek sê, maar weet jy wat gebeur die sister? Elke aand as jy gaan rustig slaap, en jy droom lekker, jy geniet jou slaap, dan weet jy wat gebeur? Dan kom hy antie met die stokke. Dan kom hy antie met die toergroetjes. So terwyl jy slaap, dan kom hulle jou te kom toets in die nacht. En lo en behold, as hulle daar kom, dan kom kry hulle die engele van die Here, as die rondom jou. Dan kom kry hulle rondom jou, as die bloed van Jesus. Dan kom kry hulle rondom jou, as die swaard van Godse guns. Dink iemand langs in die, sê, I am untouchable. Hulle haat jou, want die goede wat hulle vir jou beplan het nie reg gekom nie. Hulle haat jou, want eendag toe ry jy met boereman toe met jou naam, toe hulle daar kom, toe sê die heks van die, hey, ek Peter nie met die man nie, ek Peter nie met die sister nie. Dink iemand langs en sê, I am favored. Halleluja. Noem ek het alle sister mentions, sy sê, man van die Here, nou dat wie julle haat my so, nou dat hulle voorbij julle stap, ek maak die mense niks, ek is een mens van vrede, my broer, hy sê toch, hy voel toch sy dredige mens van vrede, hoor, amen, wie as koortjes hang ek net so, die wees sy een mens van vrede is, sy sê, nee man toch, ek weet toch nie wat gaan aan nie, sy eendag,
Wie my broer geteens hulle, kwaai aan net hy sloffies. En hulle gaan dorp toe verby hulle stap, kyk hulle my net so heerlik. Amen. Kyk my net so heerlik. Halleluja. Halleluja. Sê van kykie, wie het al in die son gekyk wat die Bibel sê? Wie het al in die son gekyk? As al iemand wat, nee kyk nou, allemaal as dit allemaal net heilig, hulle het nooit in hulle kinder was in die son gekyk, jy sies toch. Jy het nie gesien wat gebeur as jy in die son kyk. Jy trek jou gesit, want hy lig is mos te sterk. Ek sê van die rede kom hulle so vertrek as jy voorbij stap, as jy noodwendig omdat hulle jou haat nie. As jy noodwendig omdat jy sleg is, jy weet nie wat gebeur. Jesus sê, jy is die lig van die wereld. So hulle jy nie kan kwaai aan volgens hulle nie, net van die vriend dat jy voorbij hulle stap. Dat is haar glad wat jy afgee. Dat is haar lig wat jy afgee. En die lig van God wat oor jou leven is, hy kan handle nie, halleluja. Dat jy maar langs het nie, sê, hy kan handle dus, hy kan handle, hy kan handle dus. Dat jy maar langs het nie, sê, I am the light of the world. Kabra sukataka pahiga. Amen. You are the call of God. Jy is die geroepene van die Here. Dat jy maar langs het nie, sê, I am called. Say, I am called. I am called. Kom en sê gauw. Selfs die vleeslike swakhede wat jy het, as jy indication dat jy so'n stuk slechte ding is wat dit wil sondig nie, nee, it is all the devil's plans to stop you into becoming what God had destined you to become. Hoor nie wat ek sê die baas? Paulus, hy sê die Here, ek het 'n swak, die doring in my vlees. Die Here sê van Paulus, my genade is vir jou genoeg, halleluja. En vandaan kom praat ek met elke broer, elke sister wat sukkel met hy swakhede. Die Here sê my genade is vir jou genoeg vandag. Wat is genade? Genade is die krag van God om jou te red uit sonde uit. Genade is die krag van God om jou te help in hy swakheid. Dis wat genade is. Dink nie maar langs nie. Sê, maak op jou hart vir sy genade. Maak op jou hart vir sy genade. En maak daar geen oor van apostel van die altarcall, amen. Die laaste wat ek wil noem vandag, is, die mikpunt van die boodskap was om mense te red wat deur al die goedjies gaan, om u te laat verstaan dat die rede om die dinge gebeur, is jy met jy so sleg is. Want as mense wat die sin sê, ek kan nie verstaan nie my broer, hoekom het my ouers my nie gesoek toe ek klein was, ek het by ander mense groot geword, net soos Esther het by haar oom groot geword. Moses het nie by sy eie mama en papa geblei nie, hy by ander vreemde mense het hy groot geword, en sy hele lewe was 'n mystery. Hy het op pijn in sy hart gehad. Hoekom hy nie by sy ouers groot geword het? Wie is mense hier vandaan wat my luister, wat sê, "Ai man van die Here, al my lewe lang was het so swaar, al my lewe lang het ek so seer gekry." Dis 'n teken dat jy nie sleg is, dis 'n teken dat daar 'n gawe binne jou is, dat die Here jou geroep het. Halleluja. En nommer 2, dis 'n teken dat die duiwel jou wil stop om te word dat wat jy moet word. Halleluja. Kom op, die ander dinge gaan sit. Dieselfde Josef wat sy broers ook jaloers op hom was, nee? Die Bybel sê, toe hulle finally na jare kom, toe die Here hom geënwyd, hy is nou 'n prime minister of Egypt. Joseph was the prime minister of Egypt, an economist of the country. In fact, he was an international economist, want die hele wêreld het by hom kom kos koop in Egypte. Toe die Here die man so opgetel, weet jy wat is strange? Die Bybel sê, toe sy broers na hom toe kom, finally, when his brothers finally came to Egypt, die Bybel sê, toe buig hulle voor hom. En Handelinge in die skrif noem as die Bybel sê, and they could not recognize Joseph. Hulle kon hom nie herken nie. Amen? So profeties verklaar ek dit oor iemand se lewe hier vanaand, dat wat die Here gaan kom doen in u lewe, van vanaand af, wat die Here gaan kom doen in u lewe, dieselfde mense, wat jou vandag so verneder en aftrap, sal jy nie kom recognize nie. Sal jy nie kom recognize nie. Hy sal die broers, hy sal die sisters, hy sal die oopies en anties, hy was net goed dat jy in sy vensters kon was, hy was net goed dat jy 'n servant van hulle kan wees, hulle sy kinders oppas, hulle sy huise skoonmaak, maar hoor wat kom maak die Here, halleluja, die Here kom draai die dingetjies so, die Here kom verander dinge so, they won't be able to recognize you. Dink jy maar langs aan die, sê, o ja, Gigalento, ek sê die Here kom draai die
die goede, halleluja. Die Here kom verander iemand se lewe hier vandaan. Dit iemand is so Irish. Laat moet dit iets anders. Wie is daar by huis kom? Die arme kind is net 'n vloerlap. Arme vaststond en kan sê as jy iemand rondgestuur word. Mag dit doen dit. Bring die tee. Bring die kos, doen dit. Net 'n vloerlap. Die mense wat daar hulle toekoms beplan. Klaar gemaak met die skool eensie. Amen. As ek nou vir u daai meisie kan wys, u sal nie glo nie. Sy was altyd afgetrap. Jy sit as jy trap die ander broers en susters, die arme kind nie. Weet jy waar is hy kind nou? Hy kind is weg in die lewe. Sy besig om van Suid-Afrika rond te travel. Halleluja. Ek weet nie wat se toekoms het jou mamma vir jou nie. Ek weet nie wat se toekoms het jou ompie vir jou nie. In feite toen ek my CV's gee, toen ek my CV's ingee, eendag toe kom kry ek my CV's onder die mense se bedde, nooit my CV ingegee nie. As die manne ook praat hulle ook, as hulle praat hulle klein. Vandag staan hulle skam, hulle kan nie glo as ek doen nie. Ek sal die Here kom draai die tafels. Die Here kom verander iemand se lewe hier. Jesus sê van the relaxed voice, what you meant for evil, God came and he turned it for my good. You meant it for evil, but God came and he turned it for my good. Dan die mense sê die tafels gaan draai. Sê die tafels gaan draai. Die Here kom draai die tafels. Die Here kom verander iemand se lewe vandaan in die naam van Jesus. Die laaste ding wat ek wil sê, dat gee oor in die apostel, is die volgende. Jesus noem dit in Mattheus 15. Hy sê, I wasn't sent to everyone, I was sent to the lordship of the house of Israel. Dat iemand sê, ek was gestuur na 'n spesifieke groep mense toe. Jesus sê vir hulle, sê manne, ek is nie na almal toe gestuur nie, ek is gestuur na die verlore skape van Israel toe. Amen. Een ander rede kom jy jou gawe doubt. Jy doubt jou gawe. Amen. Jy glo nie jouself nie. As van die ding wat die Here jou voor gestuur om te doen, jy doen dit aan die verkeerde crowd. Iemand hoor nie wat ek sê nie. Ek sê iemand hoor nie wat ek sê nie. God never called you to fit in. He called you rather to stand out. Moenie vreemd voel die mense wat geroep is deur die Here en altyd 'n different flavor. Hulle pas nergens in nie. Toen ek groot in die evangelie, ek kon net nergens inpas nie. Dat iemand dan sê, believe in your difference. Say, believe in your difference. David was nie soos Gideon nie. Gideon was nie soos Moses nie. Moses was nie soos Samuel nie. All of them were different, one from another. Dat iemand dan sê, I am different. Kijk jy aan in jou linkerkant sê, neighbor, believe in your difference. Hou op preek van mense wat nie vir jou is nie. Hou op sing van mense wat jou nie verstaan nie. Find your tribe. Dat iemand langs aan die sê, find your tribe. Hulle het 'n probleem met die manier hoe jy preek. Hulle het 'n probleem met die manier hoe jy sing. Hulle het 'n probleem met die manier hoe jy aantrek. Weet jy wat? You are in the wrong tribe. Find your tribe. Find your tribe. Dat iemand langs aan die sê, find your tribe, find your tribe. Jy loop met vriende, en jou kogel as jy hakke dra. Find your tribe. Jy die gesê, moet nie kan nie. Find your tribe. Dat iemand as jy sê, find your tribe. As jy oor wat die Here jou naartoe gestuur het, God send you to a specific group of people. Hier is die man van die Here, weet, die wil as oor waar hy gaan. Die mense het baie probleme met my. Dink jy ek worry. Hulle het 'n probleem met alles wat ek doen. Hulle het 'n probleem met die taal wat ek inpreek. Eendag het 'n ander my so gepreek, hy man preek. Ek het mos so wat lyk die woord van die Here diep staan nie, né? Hoe gaan ons in die Griek en die Hebreë dan mense aan toe? Hy man gaan 'n probleem met dit. Amen, met die feit dat ons Hebreë woorde gebruik. Oh. As ek in dieselfde Bybel wil gesê, gaan die wêreld heen verkondig die evangelie aan alle tale, nasie. Hulle maak nie die evangelie se Afrikaanse sak. Hulle maak nie die evangelie se Engelse sak. Nee, die evangelie kan in enige taal verkondig word. Halleluja. En die Here sê vir my, jy moet nie sleg voel as mense teen jou praat. You were not sent to them. You
You have your tribe. Hallelujah. Oh, is iemand wat die sit vandag? Die rede waarom jy opgehou het sing, die rede waarom jy opgehou het preek, is van iemand wat die deel is van jou tribe, het jou nonsens kom vertel. Maar die Here roep jou terug vandag. Die Here sê, seun, dogter, get back into your calling. Start serving the body of Christ and find your tribe. Dat iemand langs aan die sê, find your tribe. Find your tribe. You are not sent to many people. You are sent to a specific group of people. Find your tribe. Take iemand langs en sê, find your tribe. Anders as dat mense sê, pastor, ek like hier onze keer wat is die decoration? So asfalt. Nie meer like het reagie. Amen. Elke zondag om 6 die bishop so. Ek hou nie van die asfalt. En die bishop sê van, die rede om jy dit kan raak sien en nie ons of ander nie, is because God called you to change it. Die rede om jy 'n sympathie het met dronk mense, is want die Here het jou gestuur na hulle toe. Ander mense kan nie verstaan waarvan kom jou liefde vir kinders nie. Waarvan kom jou liefde vir jy wil net praat oor marriages and relationships. Hulle kan nie verstaan hoekom. It's because God called you into that area. They sing dinge wat hulle nie kan raak sien nie, because they were never called for that. The Lord called you for that. Dink iemand langs aan nie, sê find your assignment. Find your assignment. Find your assignment. Praise God. Dan encourage ek iemand die laat in Hebreërs 12 vers 2 gee oor aan die apostel. Wat sê Paulus? Hy sê looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Let op die lys van Jesus. Hoor hoe sê Paulus? Hy sê voor Jesus kon gereis het, before he was raised. Dink iemand sê you are about to be raised by God. Sê jy's op pad om te styg. Wat het Jesus gemaak? Hy sê who for the joy that was set before him, he first of all he endured the cross. Dink iemand sê endure the cross. Sê verduur die pyn, verduur die lyding. Die pyn en die lyding wat jy in is, as die Here se manier om jou te mold. Kom ek noem die Bybel sê Dawid het gekom voor die vergooi en beklei, toe tel hy 5 klippies op. Want die Bybel sê enige klippies nie, as glade klippies. Kan iemand sê as glade klippies? Van die skoolkinder wat hier is, wat geografie gedoen het, die sal weet, dat 'n rivier het 3 stages. 'n Rivier begin daar aan die berge en kom loop dit af. Amen. En daar by die berge is hy die sterkste. Daar by die berge breek die klippe af. Grove klippe. Hy breek hulle af dan. Dan kom die vloei af en hy mond uit in die see. Nou iewers tussen die see en die berg, dan versprei die rivier as gevolg van erosie. Amen. En as hy gladde klippies wat in die rand daarna lê van die ponde en so aan. Die klippie wat vandag glad is, was eens maar 'n grove klip wat by die berg afgebreek het. Wie doen die klip glad geword? Toe die klip van daar af kom, toe gaan hy deur stote en stampe. En elke stoot en elke stam van hy klip deur die water. Dan breek het 'n grove stuk af. Dan breek het 'n grove stuk af. So die dinge wat jy deurmaak, as jy doet het destroy nie, as wat jy gereed te maak van die assignment. Want die Here wil die genade klippie wat aan die pot lê, moet eendag van deel met 'n Goliat. Dat iemand langs aan die sê verduur die kruis, verduur die pyn. Dat mense skinder soos hulle wil, dat mense sê wat hulle wil, verduur jy net die pyn, verduur jy net die kruis, verduur jy net die pyn, verduur jy die kruis. Soos jy dit verduur, so werk die Here aan jou. Halleluja. Baie van julle is op plekke waar jy nie wil wees nie. Dis in die drank, in die rook, in die seks voor die huwelik. Kan ek erop praat vanaf? Dis al die klomp dingetjies aan. En as 'n pyn wat in jou is, die Here sê verduur die pyn. Kom uit en verduur dit. Verduur dit. Iemand van die mense wat jy sukkel met jou vlees, verduur die pyn nou broer. Die Here is besig om iets te maak. Die Here is besig om iets te manufacture. Dink iemand langs aan nie. Sê carry your cross. Maar maak ons klaar hier sê. Hy sê despising the shame. After Jesus despised the shame, that's wat gebeur, die Bybel sê. And he sat down at the right hand of the throne of God. So nadat hy die Bybel sê, after Jesus despised the shame,
That was when God took him and raised him up. Wat beteken om die shame te despise? Die woord despise beteken om klein te maak of om klein te dink van iets. Iemand hoor nie wat ek sê nie. Bishop Dr. Williams noem en hy sê, hy en sy vrou is uit mekaar uit. Hy is 'n bishop, uit mekaar uit. En hy sê, almal skinder hom. Almal praat julle. Die ouens in Ghana, al die pastoor het hom afgeskryf. Niemand nooi hom weer te kom preek. Sy eie kerk mense soek hom nie meer nie. Want hy nou so groot sonde gedoen, is uit sy huwelik uit. En hy sê, en in die tyd, contemplate hy suicide, hy wil homself net doodmaak, want hy voel hy is 'n failure. Amen? Hy voel hy is 'n failure, hy moet hom doodmaak. Halleluja. Maar Bishop sê, as hy sê aan die tyd, toe Bishop T.D. Jakes oproep en hom sê, hoorie, ek wil hê jy moet die Pottershuis kom heilig vir my. Hy sê, dan is hy nie, nee man, Bishop ken en wat gaan in my leven, ek en my vrou sê mekaar uit, dan wil op skeef, dit gaan nou nie lekker met my nie. Hoe kan die Here nou van my stuur na Dallas, Texas, om sulke heilige ding te gaan doen? En Bishop sê, kom nou, hy staan op die stage van die Pottershuis, toe Bishop Jakes se kerk oopmaak, die kerk staan voor 30.000 mense, hy is die vice-president van Amerika, en hy sê, hy staan, hy is so swak, hy niks, hy sê, en die gees van die Here sê van, despise the shame, dat iemand aan sê, despise the shame, hy sê, en net waar hy staan, hoor hy hoe dat die gees van die Here, Psalm 3 in sy oorkwartier, en die Here sê van, baie is daar wat van my gesê het, daar is geen hoop vir hom by God nie, maar daar miskien my sê, maar Here, as die skuld van my beskik, thou, O Lord, are the shield for me, my glory and the lifter of my head. En Bishop sê toe die daar staan toe ontvang hy krag, en hy doen dit wat die Here voorgesteer het, om te kom doen, en hy doen die heilige ding, en die Here tel hom op, en hy sê, die was die einde van sy woestijn in sy bediening. Hy sê, toe maak die hele Amerika op vir hom, en hy preek by al die famous preachers en kerke, dit iemand langs hy sê, despise the shame. Kom ek verduidelik wat het is. Despising the shame beteken, maar nou, allemaal van ons wat hier sit, is mense. Ons het allemaal eerst van ons leven skandelike goede gedoen. Maak die sak as jy 7 jaar, jy het seker al gesteel. Maak die sak as jy 13 jaar, 20, 40, en maak die sakkie. Allemaal van ons wat hier sit, het al skandelike goedjes gedoen. Nou, elke tyd as jy hier voorkom staan, en jy moet dit doen wat die Here jou voorgesteer om te doen, die duivel is so slecht, dat bring hy picture, hy wys jou, hoe jy nog gestaan in syp. Hy wys jou, hoe jy 3 jaar gelede nog gesondig. Hy wys jou, hoe jy nog gister nog wat gemaakt. En jy kan nie perform nie, want jy dan, maar die Here het my gestuur om jou te sê, it is time to despise the shame. Dat het tyd geword om hy skandelike dinge met jou gebeur, wat jy so afdruk, te bere in die sand, bere in die grond. Ek weet nie eers wanneer jy jou mama al gevloek, jy die pastoor al gevloek, maar die Here sê, despise the shame. Dat iemand aan sy nie, en sê, despise the shame. Kom ons staan in die teenwoordigheid van die Here. Was eerlijk gezien die waar is? Was eerlijk gezien? En staan in my. Dank jy aan al die volk wat ons kyk op Facebook. Mag die Here eerlijk ook speciaal sien. Amen? Die waar is. Al die dingetjes wat in die leven gebeur het, wat skande gebeur het in die smeer, was nie maar jy so'n stuk slechte dinge sien. Dis wat die duivel wil ons laat verstaan, dat die dinge wat ons doen is as gevolg van die feit dat ons sleg is. No. Paulus sê, if I want to do good, evil is present. As ek wil goed doen, hier is die evil. Amen? So al die dingetjies wat in die lewe gebeur, die rejection, die shame, die dingetjies wat u selfs aangevang het, die Here sê, ek moet u sê, the reason why those things happen was because the devil wanted to stop you. It was Satan trying to stop you in your tracks of becoming what God has destined you to be. Hoor jy wat ek sê? Daar was skryf hy sê, die Heilige Gees maak enigheid en hy sê, al gaan, as hy die psalme begin 23, hy praat net van die Here is my herder, ek sal niks gebreek nie. Die Here nou, as dat, sy hele psalm gaan oor die Here, die Here, die Here. Amen. Hy lei my in die spore van geregte, voorsien aan dit, hy maak dit, hy bereid die tafel, maar toe hy kom by die dal van doodskade, hy sê ek, al gaan ek, in die dal van die doodskade weer, hy is met my. So daar is seker een stupid goede wat jy aangevang het. Hier is iemand van my luister, profeties gesproken, ek sien jullie geest, jy jouself en hy toak gaan sit, jy jouself en hy gemors gaan plas,
Maar hoor wat sê die Here. Hoor wat sê die Here. I am with you. Die Here sê ek is saam met jou in die twak. Dat iemand sê, sy is saam met my in my nes. Sy is saam met my in die twak. Psalm 91:16 sê, 15 sê, God is with me in trouble. Die rede kom die Here jou saam met jou is in hy twak, in hy trouble, in hy gemors. As jy so dat jy moet goed voel nie, is om jou uit te bring. Hy sê, for the Lord shall be with me in trouble and he will deliver me. He will deliver me. So iemand vanaand onder die geklank van my stem, I see God setting you free from that mess in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Net wie jy jouself in hy ding gesit, moet nie waar nie, God is setting you free from that mess in the mighty name of Jesus. Hier is die vrou, slaap met 'n ander vrou se man, toe word sy gevang, word sy voor Jesus gebring, om doodgemaak te word. Die Bybel sê, toe die Here Jesus, saam met die vrou wat in hedendom betrap was, nie om haar verder af te breek nie, maar om haar uit te bring en uit te haal, want dis wie die Here is. Die Bybel sê, 'n geknakte riet, gaan die Here nie afbreek nie. 'n dowwe lampen sal die Here nie afblaas nie. Die Here is nie soos vandag se predikers, wat jou dieper in jou sonde druk, en jou te judge en te condemn. Die Here breek nie verder af nie. Hy vat hy gebroke riet, hy smeer op balsam aan, en hy herstel hom. Dis hoekom sê die Bybel, that he is the healer of the broken hearted. As die Here kan 'n hart geheel, wat is jou lewe? Iemand lig jy hand op, sê, Lord, please heal me. In the name of Jesus. Ons maak die oor toe, doen ek 'n algemene gebed, en gee die man van die Here. Father, standing before me, I give the people. I didn't come to preach for losers. I didn't come to preach to people who are on their way nowhere. I've come to preach to give the people. I've come to speak to powerful people. Under the sound of my voice are politicians. Under the sound of my voice are counselors and mayors and presidents. Under the sound of my voice, I've come to speak and to preach to CEOs of companies. To preach to people that you have called, people that you have an assignment for. Ek het gekom om te praat met future church leaders, people that you will use in your power to heal the sick, to cleanse the lepers, to open up the eyes of the blind, and to raise the dead. Ek het nie gekom om te praat met mense wat nergens op pad is nie. En so hier staan hulle vanaand voor my. Nou kom bid ek, Here, vir die ene, dat u, soos u met Gideon was, dat u saam met hulle sal staan in die naam van Jesus, om hulle te help. Dat u saam met hulle sal staan, die Here, sodat hulle waar ook al hulle is, saam met u kan oorbegin, op 'n nuwe bladsy, op 'n skoon page, in die magtige naam van Jesus van Nazareth. Met baie eer, met baie danksegging, in Jesus naam. Gee iemand laat sy die high five, sê, don't forget you are gifted. En gee oor in die apostel, in die altaar kom. Amen. Kom ons gee vir die man van die Here se woord. Kom ons lê ons waar wij staan. Hy wil hê moet 'n altar call doen. Ek het 'n vriend wat eintlik my broer is. Ek wil hê een van Parisse mense moet daar by jou deur staan asseblief. En my julle ken die drill. This is very serious. Ek het 'n vriend wat eintlik sterker is as 'n broer. Sy dogtertjie is senaat in die kerk, Bishop Pieter Swarts. Kom aan, ja, maar I need to pray with you. Jy het 'n vriend hier so. Staan julle twee vir my hier so asseblief. Ek nodig om saam met julle twee te bid. Die profet se seun. Staan net daar so. Amen. Halleluja. Ek het 'n vriend, Pieter Swarts, Bishop Pieter Swarts, hy werk by die hub. En nooit het ek verstaan, as ons altyd praat, jy kan vir my kind daar so, as ons praat of enige gesprek, hy arresteer enige gesprek. En hy is my broer en hy sal weet, die soos van waaruit hierdie ding kom. As Swarts praat, dan praat Swarts en Swarts as die Easter. En ek ken vir Swarts
sinds omtrent 'n jaar voor my ma se dood, ken ek vir Pieter Swarts. En ek het vir Pieter Swarts, daai karaktereienskap van Pieter Swarts, eers die week geembrace en verstaan. Swart staan saam met my vrou hier voor by die deur en sy kar staan hier buite. Apollo. En hy gesels die kind toe, vibrant soos hy is, kyk hy sy kar en hy sê vir my vrou, wat is een mooi kar die, wat sê jy first lady? Kyk hy dink sy mix. En I'm like, en op 'n ander geleentheid staan ons hier by die stinkdrein. Ons staan en gesels langs die stinkdrein oor ditjies en daaikies en doerie en daai. En hy kyk hier af na sy corrugated structure toe. Voor dit noem hy sy huis, die plek waar hy bly, sy shanty. En hy kyk sy shanty so en hy sê, vir my, wat vir my steenhuis gebouw het. Hy sê, Gilly, maar die shanty vir my staan daar marvelous daar. En I'm like, ek kyk toe, Pastoor Rooibart, staan die shanty so, of staan hy 'n style, dat hy anders lyk as die shanties daar rondom. En as hy praat van sy vrou, so waar as ma se naam Kaloitjie is, sy vrou is die mooiste. En ek kon nie die ding grasp en die ding wat in my knie kry nie. Wat sy man is die? Ek kan betink of ek 3 keer praat met my, een van ons mense wat koekebak het, wat 'n bakkery het, sy praat met my, sy sê, Geeks, die man kom daar by die bakkery, en my dogter is die stip, van my dogter kom sê vir my, haar presiese woorde, verskoon my, Here mami, wat se man is die? Hy kom koop brood, hy het so lang swart jas aan, toe hy inkom, toe trek hy hom eers reg en hy skop sy voete en hy maak hom eers reg en ek kan heel na oor hom aangaan. Ek kon nie verstaan hoekom hy die center van attraction altyd wou wees, tot die Here my mind geenlighted. Vandag noem hy dit daar by Prophet Willemse. Ons staan daar en ek sê vir hom in die week vroeger in die week, ek sê ek verstaan nou eers en ek like hoe jy is. En ek vertel vir hom die storie van die shanty, ek sê die man breek met sy shanty en hy uiter 'n profetiese woord. Die rede hoekom die shanty vir hom so gevaarlik lyk, hy sê is omdat ek daar bly. Die prediker wat die woord bedien het, en het bedien uit die grondtekst uit van die Here is my jou dapper held. Amen. 2 kinders gedrop soos 'n warm patat, die Here noem jou 'n dapper held. Werkloos. Ek gaan dieper gaan, kar wat teruggevat is, huis wat jy verloor het, die Here sê jy's 'n weet jy, as die mense van Griquastad praat, as hulle nie weet waar is Griquastad, dan noem hulle dalk jou naam. Daai klein dorpie daar waar Bola waterboer bly. Jy's 'n dapper held. Die man van die Here noem iets hierso en my gedagte word getrek toe hy praat oor rejection. En hy sluit dit af en hy sê, kry jou kind. My gedagte gaan na die onvrugbare vyeboom in die boord. En as ek aan die ding dink, die vyeboom gaan kyk waar staan hy staan in die wingerd. En as die mense kom wat vrugte soek, dat ek soek hulle vrugte ook aan die vyeboom. Maar die vyeboom was onvrugbaar omdat hy probeer ingepas het. Sy identiteit was 'n vyeboom.
maar hy was in 'n location en 'n surrounding area van druiwe. Kyk gou so. Die rede hoekom hy nie vrugte gedra het nie, want hy wou gekopie het. Hy moes vye vrugte gedra het, maar hy het sy surrounding gekyk en hy het probeer geboorte gegee aan druiwe. 'n vye boom kan nie. As jy jou hand op jou eie boesem wil slaan en 'n profetiese woord vir jouself wil gee, dan moet jy sê, I am becoming myself. En ek wil die uitnodiging maak vanaand, ek sal saam met julle twee bid. As jy vanaand daar staan en jy het pressure omdat dinge nie wil uitwerk, heel moontlik is dat you are trying to be something different than what you are called to be. You are trying to act and live a life of somebody else. Dis hoekom jy pressurized is, die eerste storie. Die tweede rede hoekom jy pressurized is. Druk gebeur gewoonlik wanneer die inhoud groter raak as die container. So whatever is inside of you is bigger than the limitations wat jy vir jouself stel. En jy het jou domein geoutgrow. En nou ervaar jy pressure. En vanaand wil die Here die tema van hierdie boodskap emfaseer, die geboortepyne van die geroeptes. Die pyn en druk wat jy ervaar is omdat something big and great inside of you. Terwyl ek my oor so toe maak, sien ek 'n lunar eclipse, of die ding wat onlangs gebeur het, Sondag. Toe my oor so toe maak, sien ek die prentjie van die son, of whatever, die maan wat agter die skare weer van die aarde is, of iets wat voor die son wegbeweeg. En ek wil vanaand vir u vra, daar waar jy staan, hier is die type anointing vanaand hier. Die manne van die Here wil gaan saam met u bid. Ons wil nie vir u bid nie. Ons bid saam met u, want ons predikers en gesaaides wil so gevaarlik wees. Jy hoor dat ek vir hom bid. Asof die persoon nie 'n aandeel het in die mirakel wat die Here wil doen nie. As jy vanaand sê, okay, so nou verstaan ek, dat wat ek ervaar, die rejection and whatever, now I understand. Now I have to tap into that grace, of that anointing, wat vir my gaan uitbring, die regte ekke gaan uitbring. As daar so 'n persoon is wat sê, die woord het met my gepraat, dan wil ek vir u vra om nie je hand op te steek, maar vinnig na vore te kom. En soos hulle kom, wil ek manne van die Here en vroue van die Here vra om na u toe te gaan en saam met u te bid. U kan kom. We want to bring you out. Die drukking van melk bring botter. Stanley noem het. Hy noem het so waar hy sê, die emphasis val nie op die melk so seer, maar die emphasis val op die botter binne in die melk. Wat sê, I'm not gonna take this pressure anymore. Want die druk gaan nie op tot wanneer die botter uitkom nie. Ek wacht nog iemand wat sê, I have to become authentic. Ek wil myself, the greatest miracle, or one of the greatest miracles is becoming yourself, finding yourself. Ek wil die manne van die Here vra om saam met diegene wat die voorstaan te kom bid. Daar's nog jong mense wat in 'n skaduwee van iemand anders lewe, wat op 2 pistons hardloop, of op 1 piston. Jy misfire. Jy kom nie tot jou volle potentiaal nie, because you are living somebody else's life. Die Here wil hê jy moet. Die Here gaan in die tyd, dit is 'n prophetic woord, die Here gaan in die tyd, gaan die Here mense se lewens verander. Dis 'n nuwe ding wat ons aangekondig in House of Perez en in die local church. God is about to do a new thing. Ek het gevra dat die manne van die Here of vrou van die Here saam met iemand individually kom bid asseblief. Hallelujah. God is about to do a new thing. Die Here gaan mense wat u nie verwag het, die kerk toe trek, want dat is die nuwe ding wat die Here wil doen. And he's about to change and transform lives.
Wil jy nie kom hier, jongman? Wil jy nie die Here 'n kans gee in jou lewe nie? Jong meisiekind, wil jy nie die Here 'n kans? Petta, kom bid saam hier saam. Kom Petta. Wil jy nie die Here 'n kans gee nie, jongman? This is a new season. Die Here wil jou gevaarlik maak. Die Here wil die mense wys hoe magtig hy vir jou kan gewys. Jy is God se tag team champion. Jy is die Here se gevaarlike. Jy is die Here se gesalfde. Ek wag vir jou, kom jongman. I want you to come. Ek wil hê jy moet kom. Die Here wil jou losmaak. Steek my Die Here wil jou gebruik. Die Here wil jou naam groot maak. Kom nie bang wees nie. I want you to come. Hierdie is jou oomblik. Daar kom nog steeds mense. Die is jou oomblik. Help me daar. Die is jou oomblik. Die Here wil jou release. Maak net space daar. So as mense wat moet hier kom. Daar's mense wat se lewens moet gechange word vandag. Jy is die verlosser van jou family. Jy is die redeemer van jou family. Die curse van jou, die vloeke van jou familie gaan nie op jou lewe van toepassing wees nie. Die Here maak jou los. Kom. Die Here wil jou gebruik vandag. Die Here wil jou gebruik om jou hele familie, jou dorp, jou provinsie, jou generasie to change. You are a voice in your generation. You are not a waste of skin and bone. Jy's nie 'n seed of rumor nie. You are called for a time such as this. Jy is die Here se Esther. Jy is die Here se Dawid. Jy is die Here se Samson. Jy is die Here se Gideon. Sandro Brosa Kia Labrasa. Ek lê my hand op hierdie twee manne, Here. En ek bid my God vir 'n nuwe dimensie. Om aan hulle lewe te gaan in die naam van Jesus. Ek bid dat U vir hulle deur sal kom maak, Here. Your
Die Here sal u behoed, die Here sal u bewaar. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en die vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en u genadig wees. Mag dan nou die genade van onze Here Jesus Christus, die liefde van God, onze Vader, die troostvolle gemeenskap van sy soet en heilige gees, sal wat elkeen gaan en bly tot die Here op die wolk verskyn en ons wat hom verwag sal hom verwelkom met gelowige harte en uitroep en sê Maranatha. Amen. Die Here seën. Ons gee die Here prys. Maar ek roep in die naam van die Here God. Ja, ek roep sommiges roep. Halleluja. Bless the Lord. Kom ons baie net so vir die teenwoordigheid van die Here. Halleluja. Ek wil net vir julle almal baie dankie sê. Wat vanaand vir ons gejoin het die Here. Sien die hart die Here. Sien die hart vanaand. Halleluja. Ek weet die Here het saam met iemand gepraat. Ek weet iemand se lewe was, al was dit net deur die woord vanaand gered. Iemand se lewe was getransformeer. En ons kan ons hande by mekaar sit vir die woord van die Here. Want ek glo vanaand vir iemand iets gedoen. Halleluja. Ek wil al die manne van die Here, ek eer u, ek wil vir u sê dankie. Prophet, evangelist, die Here seën vir u baie dankie. Onze leiers, House of Pires, die gaste, elke jong mens, onze grootmoeders, wil ek vanaand sê baie dankie dat u deel gewees het van hierdie nacht. Die Here seën vir u. Ons sê altyd hierso dat wanneer die Here, whenever God calls a meeting, He has an agenda. En u was vanaand deel van dit wat die Here vanaand hier gedoen het. Die Here seën vir u. Geef vir jouself 'n handeklap. Halleluja. En die dienstleier van die aand en die muzikanten, amen. Jooster is nou weg. Morgenochtend gaan ons 10:00 begin. Ons gaan stiptelik 10:00 begin. Ons vraag vir u wat nou nie plek het om te gaan worship of as u morgenochtend voel, om saam met ons af te sluit, is nog steeds die youth service morgen. Ons vraag vir u is meer, of ons sê vir u is meer as welkom. Die Here seën vir u almal wat gerespond het door die uitnodiging om u al te call. Die Here seën vir u. Ons is groot mense wat gekom het, Jethro daarachter, Jethro Brouwers. Ons is groot mense, als is ook nieuwe groot mense.